Daar's nou weer 'n tune, nee? As jy 'n rocker is, dis 'n lekker liedjie. Nou ja, ons het vanmôre die voorreg om Mani Jackson in die ateljee te hê. Goeiemôre Mani. Goeiemôre en goeiemôre aan die kykers. En dis lekker om hier te wees. Dis lanklaas wat ek hier was. Ja. Mani, jy's nou al so lank in die musiekindustrie. Ja, 'n mens kan nou maar sê jy's een van die ou hande. Ja, ek is een van die jonger ouens wat laat begin het. Ja. Ek is nou 46 en ek het begin 2010 Dis nou al 'n rukkie. met wat ek die Hemelweet vrygestel is, maar ek was nog altyd in die bedryf. Die Hemelweet. 28 jaar. 'n Mens vergeet baie keer die Hemelweet dat dit so lank terug is. Ja, weet. 16 jaar. Ja, ek kan nie dink so 16 jaar. Wat het jy in die laaste 16 jaar besef van nie net van die industrie nie, dit is die een ding wat ek wil weet, maar ook van jouself in die laaste 16? Ek dink een van die grootste dinge is deursettingsvermoë. Want net sodra die musiek is baie, die bedryf is baie wisselvallig. Net sodra jy dink jy's op on top, dan sak jy vinnig weer af. En dan moet jy moet konstant in tyd bly met wat jy doen. Jy het jou mark, jy het jou mark waarop jy gevestig bly, maar jy moet ook sorg dat jy altyd nuwe mense bou Ja. om in te kom, om van jou te hou. Is dit wat dit verg om so lank loopbaan te hê om daai, jy weet, heeltyd kreatief te bly? Heeltyd kreatief, jy moet gaan luister. Ek glo nie jy moet baie verander aan wat jy doen nie, Ja. want ek het saam met Blaise gewerk en hy het altyd gesê as jou koekse resep werk, moenie jou koekse resep verander. Moenie verander, Ja. ja. Moenie krap nie. As jy nou baie verander, maak jy net jou bestaande fans kwaad. Ja, ek is klaar almal se ouma se favourite, so ek gaan nie meer ek gaan nie meer 20-jarige meisies skryf wat kom gil op by konserte Ja. nie. Jy hou by dit, maar jy groei met die Die tyd. groei, Jy ja. groei met die tyd. Het jy van die begin af besluit, okay, hierdie is my sound of dit is wat ek wil doen of het dit ook so 'n bietjie verander? Skaaf mense daaraan deur die loopbaan? Ek het 'n baie verskeidenheid van musiek smaak wat ek luister en wat ek graag sou wil doen. In die pop jare wat ek gedoen het ek rock songs gedoen. Whatever you want, nou al gedoen het is gedoen. Select musiek daai tyd by verskillende musiek gegee om te sing en hulle het bemark die Hemelweet, die sad songs. Ja. Dus ek so 'n bietjie in 'n blikkie gedruk. Ek sou sê ek was 30 jaar oud. Al die ander ouens was ouer as ek, maar ek was die oom genoem. En dan kom die meisies na my toe en vra vir hulle aantekening vir hulle ouma. Vir hulle ouma. Ek was op 30 jarige ouderdom was ek al 'n oom. Ja, so geklassifiseer as 'n oom. Verander het jou klank in sedert al deur die jare so 'n bietjie verander. Jy het goeders gedoen, jy het ander goeders gedoen, maar nie noodwendig het dit altyd gewerk nie. Ja. Op die ouene kom ons terug na die Hemelweet, die Dorings van Maar, die hartseer liedjies wat die tannies lid sit en huil. Hulle hou daarvan, maar ek sorg dat ek ook moderne Ja. opgewekte musiek uitbring soos die nuwe ene. Jy sê nou jy's almal se ouma se favourite, nee. Maar dit is ook 'n mark Dis en daar's 'n gap in die mark gewees en dis wat jy vul. Presies. Ek het nie nodig om te kompeteer met fris jong seuns wat sokkie musiek sing nie. Ek is baie gelukkig daarmee dat ek nie dit hoef te doen nie, want om op nou 46 dance moves te gaan aanleer en gaan nie vir my werk. Hoorie, wat het jou geïnspireer om te begin? Was daar iemand of was dit 'n iets, was dit 'n oomblik wat jy gegaan het, ek moet dit aanpak? Volgens my maale het ek op 5-jarige ouderdom net na Kerke Kesenkamp die liedjie Karolientjie soek 'n man vrygestel het. Het ek vir hulle gesê ek wil eendag 'n sangeres word, want ek wil sing soos Tannie Karolientjie Kesenkamp. So dit is maar altyd af, vandat ek 5 jaar oud is, my pa is 'n kant van die familie is baie musikaal. Ja. Dit was altyd 'n ding, ek het nooit skoolkoor gesing nie, nooit sanglesse gehad nie. Klaar gemaak met skool en toe ek gaan sing en talentkompetisies deelgeneem. So dit was vir altyd. Was maar Nog nooit 'n daar. day job gehad nie. Was maar daar. Sure. Ja, ek het myself in die lewe gehou deur van Dinsdag tot Sondag in pubs te gaan sing vir R200 'n aand. Gesing en ge-DJ. Sing Ja. DJ. 3,5 jaar het ek uitsaai werk gedoen by radiostasies. Ja. So dit was nie aand, so is ook nie 'n day job nie. Nee, so is 'n nachtjob, ja. Dis 'n nachtjob. En nou die nuwe liedjie. Ek sal antwoord. Ek sal antwoord. Vertel my 'n bietjie daarvan, is dit dieselfde klank? Selfe maar die Dit musiek. is bietjie meer modern, dit is bietjie meer uptempo. Sonet Bridges het my gekontak. Sy het 100 liedjies geskryf vir 100 jaar vieringe van Afrikaans. Sy het al in 1987 begin skryf vir haar pa. Sy het vir my geskryf van 2012 af het sy vir my 'n hele klomp goed geskryf. En toe sy oorsee en nie baie van haar gehoor nie en toe bel sy my, sy sê vir my, maar sy het nie vir my vergeet nie, sy het vir my ook 'n liedjie. En maar sy moes eers gaan sit en dink wat skryf sy vir Mani Jackson. Ja. En toe het sy vir my die liedjie gestuur. Ek sal antwoord, dit gaan oor Suid-Afrika. Niks polities nie, niks negatiefs nie.
alles positief, want ons bly in die mooiste land. Dis die waarheid. Ons bly As in jy die nog nie land. jou eie land gaan besoek het nie, wat wil jy oor see gaan maak? Want ons het alles wat oor see het. Ja. In skoonheid. Ja, absoluut. Skoonheid aan betref. Absoluut. Wat is dit aan haar manier van skryf waarby jy aanklank vind? Want jy sê dis ook nie die eerste keer wat sy al 'n liedjie vir jou geskryf het nie. Ek dink sy omdat sy vir haar pa geskryf het, het sy eie goeders ook geskryf. Weet sy wat om vir my te skryf, wat se mark om te teiken. Sy het die producing ook gedoen op die album, sy en haar seun. So sy het ook geweet om sekere klanke sagter te maak want ek het 'n ander alhoewel dit uptempo is my stem bietjie meer harder uitgebring in die mix uit dat die musiek nie my ouer fans afskrik nie. Nice. Maar dit bly nog steeds uptempo. Ja. Ja. Haar woorde maak sin. Ja. Dit is nie 'n rymelary wat vanaand van ons Dit dans. gaan oor die lirieke op Ja, jou. dit gaan die en betekenis die van melodie. Ja. 'n Melodie vang my eerste. Is dit waar jy eers soek vir 'n liedjie? Ek kan die mooiste woorde hê as 'n melodielyn nie reg is nie, en sê ek vir hulle skryf my eerder. Dis soos daai 80s liedjies wat 'n mens nie mooi die woorde kan verstaan nie, maar jy onthou die tune. Jy onthou die tune. Aha. Ja. Da. Manny, jy's besig. Jy perform die hele tyd. Wat se planne lê voor? Waarheen gaan jy? Waar kan mense jou sien? Ons het baie shows, ek doen baie korporatiewe funksies hierdie week. En naweek sit ons uit vir shows, maar ek het nou toe ek hierdie land bietjie nou gesing het, besluit ek het nou lanklaas getoer. Ek dink ek moet nou 'n bietjie eers weer die korporatiewe dingetjie eenkant toe skuif en weer 'n bietjie volstoom toer. Ons kom nou net van 'n toer af vir die Kaap. Ja. Waar ons 11 optredes in 10 verskillende dorpe gedoen het in 7 dae se tyd. Sure. Ry self, bestuur self, slaan self 11 optredes in 7 dae. Ja, in 10 verskillende dorpe. Dis harde werk. Dis 2-3 shows 'n dag. Dit is verskriklik. En jy sê jy doen alles self. Ja, ek bestuur self, ek slaan self die klank op. Ek en my vrou ons vat die pad en ons gaan. Dis old school. Hoe gelukkig en bevoorreg is jy om saam met jou vrou dit te kan doen? Dis kyk, baie keer dan moet ek is mos haar baas, want sy werk mos nou vir my. Sy ek's haar baas. Nee, dit werk andersom. Dan moet ek met haar raas en dan sê sy vir my, ek hou nie baie van wat jy nou gesê het nie, maar by die huis sal ons uitvind wat jou vrou daarvan sê. That's beautiful. Ja, ons werk lekker saam. Sy's gemaklik om mee saam te werk. Sy val in en sy werk. Sy werk. Ja. Sy ken die liedjie se woorde woord vir woord. Baie keer vergeet ek my woorde, kyk ek net vir haar. Nou weet ek. Ag, jy vergeet nie woorde nie. Ons weet dis nie waar. Ek vergeet dit baie. Ek maak my eie op vinnig. Mani, wat is vir die lekkerste van musiek maak? Is dit die toere? Is dit die mense ontmoet? Is dit die kreatiewe proses daar agter? Wat is dit daar? Ek dink dit is maar soos om 'n geboorte te gee aan 'n baba. Ons man sal dit nooit verstaan nie, maar jy sien hy babatjie gebore word, dan sien jy hom groei. Kyk die mense se reaksie, ja, nie almal is positief nie, maar ek moet sê ek het 160,000 followers op Facebook en 90% van die comments is positief, opbouend. Ja, ek het op 'n stadium mense geantwoord wat negatief. Mens moenie negatiewe goed aandag gee nie. Ek het nogal dit geantwoord en dan kom my tannies in, dan spring ek my popcorn. Dan sit ek terug en ek Kyk jy wat gebeur. kyk wat gebeur, maar ek antwoord nie meer. Nee. Ja, nee, ek het laas jaar besluit. Dis nou genoeg. Ek maak net myself kwaad Ja. op die ou einde. Jy gaan nie daai ou se mind change. Jy gaan nie. As mense ons praat vandag oor conspiracy theories op sosiale media. Die goed wat die mense sê, nou, het my laat besef, ons kan praat so lank as ons wil. As die mense mind opgemaak het, hy sy mind opgemaak. Ja, van die ergste goed wat ek nog gehoor het was dat die Statue of Liberty 'n beeld van Elvis was. En hulle wys ook die gesig, dit lyk soos Elvis. Mense het nie hulle te veel tyd. Dis wat Hy dit is is. blykbaar Satan. En Hy Satan en toe kom hy in die vorm van Elvis sodat almal hom moet aanhang. dan is daar nou COVID en alles Maar die betrokke snaakste ook. ding is die Satan het net Grammys gewen vir gospel. Verstaan nie daai lekker. So ja. Baie dankie jy kom kuier vir ons. Lekker om jou te chat. Jy gaan nou vir ons liedjie sing. Ek gaan daai liedjie sing, ja. Nou maar mooi, maar Baie dankie vir julle. Maar ek sal antwoord die liedjie wat ek gaan sing. Dankie vir jou tyd en ons sien uit om 'n konsert te kyk nou. Dankie vir julle. Daar's hy, Manny Jackson. Bly geskakel net hierna, sing hy daai liedjie.